Hartlike goeiedag en jy's ingeskakel hier by Live FM #leefliefde. Natuurlik die stasie met die goeie nuus en die program waarna jy gaan luister is Pitstop met God saam met my, Dominee Willie Henning van die Agape gemeente daar in Potchefstroom. Die program se lese is natuurlik waar die tekkie die teer tref. Daar moet ek en jy Jesus uitleef. Nou ek wil met jou gesels oor 'n gedagte kosbaar en ek hoop dit maak vir jou sin. Jy sê vir my ja, Dominee Willie, 2025 was 'n woelige jaar. En as ek jou die tema sê boks bo jou gewigsklas, om te boks bo jou gewigsklas, to punch above your weight, moet jy dalk sê maar dis my lewe. My lewe voel so, ek voel altyd, ek is in 'n gewigsklas wat ek nie hoort nie. Ek voel altyd, my opponente is heavyweights. Die vyand is te groot, die omstandighede is te veel en het voel net asof ek nie kan wen nie. Ek kry 'n uitklop hou hierdie kant en 'n opstopper en 'n ander katter en my oog is nou oopgeslaan. Die lewe was woelig en 2025 was ook nou nie die beste jaar nie, maar wat daarvan, is dit hoe die lewe is dit hoe moet dit wees? En as ek jou terugvat na 'n gedagtenis soos Rocky, né, die film wat jy so goed ken van ou Sylvester Stallone, ou Rocky Balboa, dan dink ek daardie geveg, hy was so geslaan en dan dink jy, sis tog shame. En wat het vir Rocky besiel om dit te doen? Is dit sy oefening? Ja, hy het beter geoefen as die opponent, hy het harder geoefen, sterker gewees. Is dit sy strategie? Of is dit bloot eenvoudig hy dieper motivering in sy hart om te kan sê, maar weet wat, my hart is daarin. Miskien voel jy ook so en jy sê, ja, dan jou geestelike lewe, Here, my situasie lyk aldag so, as dit nie die vyand is nie, dan is dit 'n opponent, dan is dit my baas, dan is dit my huwelik, dan is dit my vrou, dan is dit my finansies, dan is dit my gesondheid, jy kan dit inkleer. Ek weet nie wie is daar die opponent, daar die bokser wat soveel groter lyk as jy nie. En daardie een wat jou pak slaag gegee het nie, ja, en dit kan vir jou sê, dit kan jou moeg maak, né? Dit kan jou uitmergel om te sê, sal ek regtig wil terugklim in die bokskruit van die lewe. Hierdie geveg vir jou en vir my is te groot, en dalk is dit wat jy sê nee, is te groot, hierdie geveg is nie vir my bedoel nie, ek hoort nie in die bokskruit nie, Here, maar ongelukkig wil ek vir jou sê, kind van die Here, ek en jy, dit is die plek waar die Here ons gestel het, en miskien moet ons sê, maar die wêreld is soos 'n bokskruit, en ons vyande loop rond, ons voel dalk nie aldag, ons is in die regte gewigsklas nie, en baie keer is daar 'n oorwinning, en vat hom nou maar, geniet hom, en ander keer is daar nederlaag, en nou ja, kry jy ook pak slaag. Maar weet jy, wanneer jy met God wandel, dan plaas God jou dikwels in 'n situasie wat bo jou gewigsklas is, sodat die wêreld kan sien dat die oorwinning hang nie af van jou nie, maar dit kom van die Here. Nou daai gedeelte wat by my lewe, as ek met jou dit gesels, is 1 Korintiërs 1 vers 27, wat sê, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. So dit wat nie slim is nie, dit wat nie naam het nie, dit wat jy sal dalk sê, sê hy is onnooslik, né, as dit so kras woord kan gebruik. Wat is die ander woord wat hulle vandag gebruik? Idioot, né? So dit wat nou so snaaks en lelik is, wat dwaas is by die wêreld, het God verkies om die wyse te beskaam. Want jy sien, God wil eer hê, nie jy moet die eer kry nie. En dan wat swak is by die wêreld, jy lyk soos 'n swakkeling, en wat se aansien het jy, wat se invloed het jy het tog nie, sê die Here, maar God het uitverkies om die sterkes te beskaam. So wanneer God jou roep hy jou nie omdat jy gereed is nie, hy roep jou omdat hy gereed is. En ek wil hê jy moet dit dadelik onthou om te sê, maar wanneer God my in daardie posisie plaas in die bokskruit van die lewe, 'n geleentheid gee, dan moet ek by myself dink, maar ek is in goeie geselskap. Ek hoef nie bekommerd te wees dat die Here vir my in 'n plek gaan sit en ek gaan nie as 'n oorwinnaar uitkom nie. Wat jy kan maar gaan dink maar heel eerste sommer aan Moses wat nou na my gedagtes toe kom. Moses sê, jy moet met Farao gaan praat. Moses sê, ek moet Farao gaan praat. Ek kan nie eers oordentlik praat nie. Wat sal ek gaan doen met Farao? En dan dink jy aan nou Gideon, die kleinste van die families. Wat sal hy tog 'n magtige oorwinning gaan behaal vir die volk? En dan Dawid ken jy so goed, Dawid gaan met ou slingervelletjie, en daar kry hy vir Goliat, daar's nou 'n goeie voorstelling, en dan sê Dawid hierdie woorde, Dawid sê nogal, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, nie met 'n wapen nie. Nou ja, dit lei ons in die gedagtes van boks jy bokant jou gewigsklas. Luister die musiek, geniet dit en kom dadelik weer terug.
Ek hoop jy daar die musiek geniet. Ja, ons gesels verder oor boks jy bokant jou gewigsklas. En ons het gesels daar oor Dawid wat daar na Goliat toe gegaan het. Ag, en daar is nog ander voorbeelde ook. Jy kan gaan kyk daarna, selfs Maria, 'n eenvoudige meisie, en sy het vir Jesus in die lewe gebring, en dan vir Petrus, 'n visserman, en die kerk word op hom gebou. Nee, kan jy dit dink, daar by sy prediking? En natuurlik, ander enetjie in die Ou Testament is Jeremia, ek is te jonk. Ag, jy kan maar so aangaan. Reg deur die Bybel, dan lyk dit vir my asof die Here altyd hulle net daar stel om te sê, weet jy wat, dit wat onmoontlik lyk vir die mens, is moontlik by God. En ons vind vir Dawid was so geval, né? Hy het nie 'n wapenrusting gehad nie, hy het nie 'n naam gehad nie, en ek wil jou sê vandag, het gaan nie oor die grootte van jou opponent nie, die reus daar wat dalk voor jou staan nie, maar dit gaan oor die grootte van jou geloof in die groot God. En daarin lê die oorwinning, want hy moet die eer kry. God moet die eer kry. Nie jy nie, nie ek nie. So ek wil met jou graag wegspring en te gesels en sê, hoorie, wat se reuse, wat se opponente is daar, hierdie swaar gewig opponente, daar in jou bokskruit wat jy sê, maar joh, dominee, as ek my kom kry, dan kry ek pak sla, man. En ek wil wegspring, terwyl ons die jaar eindig en dadelik wegskop hier op die nuwe jaar, vrees, die reus van vrees. Wat hou die toekoms in? Is dit nie so nie? Nou ja, ek wil jou sê, vrees is natuurlik die teenoorgestelde van geloof. So, wanneer ek en jy praat van geloof, die teenoorgestelde van geloof is nie ongeloof nie, die teenoorgestelde van geloof is vrees. Vrees jy? Waarvoor vrees jy? Nou, dis 'n definisie om te kan sê, maar dis ook iets in die toekoms. Geloof glo in iets ook vir die toekoms, maar vrees sê vir jou, ek vrees ook oor iets in die toekoms. Geloof sê vir ons Hebreërs 11 vers 1 sê so mooi, hy sê die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou geloof is dan die teenoorgestelde, as ons dit vir mekaar so kan sê. Geloof is dan 'n vaste oortuiging waarvolgens ek handel op grond van die oplossing wat daar in God is en wie ek vertrou. Geloof sal dan so wees. So wat sal vrees wees? Geloof dan 'n vaste oortuiging waarvolgens ek handel op grond van die oplossings in God op wie ek vertrou. So wat sal vrees wees? Vrees sal dan wees, is dan 'n vaste vertroue op negatiewe dinge, die moontlike gevolge wat ek bedink, en geen konkrete bewys van dinge wat ek nog nie sien nie. Dis 'n mondvol. Maar eintlik wat dit vir jou sê is, al twee van hierdie het 'n geloofsaksie in effek. Ek moet of glo God kan, of ek moet glo God kan nie en daarom vrees ek. So beide is 'n aksie van in die toekoms, of ek vrees of ek glo. Beide bepaal die toekoms. En dan wil ek jou sê, geloof is om te sê, maar ek glo in God, dit wat sal wees, en vrees ongelukkig, partykeer vrees ons oor 'n ding wat nooit sal gebeur nie. Ons vrees dinge wat ons eintlik nie moet vrees nie. Ons vrees ons vyande, ons het nie vreugde nie, ons het nie meer vrede nie, want vrees steel dit vir ons, en ons begin sommer hier in die begin van die jaar en sê, ek vrees die jaar wat voor lê, van vrees verlam my, vrees maak my lam. Daar die vryheid, daar die vreugde, daar die oorwinning wat ek moet hê, eintlik in Christus, wat Jesus vir my vrygekoop het deur die dood van hom aan die kruis, en die opstanding, en die verwagting, hy kom weer. Maar ek het dit nie, want vrees, vrees eet al jou energie, dit tap jou dit tap jou. Jy as mens, jy kan dit weet, mense vrees aangaande die toekoms, vrees aangaande voorsiening vir my kinders, vir my vrou, vrees, en dan nog een van daai reëse, die vrees van verwerping, of vrees van mislukking, kan ek dit sê? Mense gaan my nie meer aanvaar nie, die vrees natuurlik vir die mens, spanne strik, sê die Bybel vir my, Spreuke 29:25, maar wat sê mense van my? Dat ek 'n mislukking gaan wees, en dan wat gaan mense van my sê? Gaan mense my aanvaar? Die vrees vir wat ander mense sal sê. Tog, wat sal 'n mens aan my kan doen? Sê Hebreërs so mooi, hy sê, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper, en ek sal nie vrees nie, wat sal 'n mens aan my doen? Maar jy sit daar en sê, dominee, jy kan nie verstaan, wat het 'n mens al aan my gedoen nie? Miskien het jy al jou werk verloor, miskien is dit jy het jou werk verloor, en nou sit jy in vrees, want hoe gaan ek die rekeninge betaal, waar gaan ek weer 'n werk kry, ek gaan soos 'n mislukking wees, 'n teleurstelling in myself, en vir myself, vrees vir die mens, daai vrees van die mens, wat jou manipuleer,
Daar is 'n onverskillige woorde uitspreek, sê die Bybel, Spreuke 12:18. Daar is een wat onverskillig woorde uitspreek soos swaardsteke. Mense maak my seer. Daar is kinderpraatjies, soos dolksteke. Maar God het 'n plan. Ek wil jou sê, God het 'n plan met jou lewe voordat mense 'n opinie gehad het of kon vorm oor jou. Kan ek dit weer sê? God het 'n plan met jou lewe voordat mense 'n opinie gehad het of kan vorm oor jou. Daarom moenie bang wees nie, moenie bang wees vir die onbekende nie. Moenie bang wees vir wat mense sê en dink en wat mense se opinies is nie. Vrees die Here. Kan ek daar begin? Nie daai bangheid nie, maar daai respek, daai eerbied. Help nie jy vrees die onbekende nie, die vrees die dood. Miskien sit jy daar om te sê, maar dis wat ek vrees. Mense raak so baie vasgevang in die toekoms. En ja, ongelukkig vrees is die kern van ongeloof. En vrees staan lynreg teenoor geloof. Jy kan nie bang wees en vrees vir iets wat alreeds gebeur het nie, tensy hy jou kan byt, dit wat jy probeer wegsteek. Is dit so? Is daar iets wat jy probeer wegsteek en dit gaan na vorentoe kom, dit gaan op die lappe kom? Nou jy en ek kan slegs vrees, dit waar en bang wees vir dit wat moontlik kan gebeur in die toekoms. Vrees jy daarvoor? Wat is daar? Die Bybel sê vir my Johannes 14:27 so mooi, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. Moenie bang wees nie, moenie laat jou hart ontstel wees nie. Hierdie tyd van die lewe en die jaar besef ons hoeveel mense sterf as gevolg van hulle harte. En in Lukas 21 bevestig die Bybel dit so mooi vir ons. Hy sê Lukas 21:25. Hy sê daar sal tekens wees, jammer, daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun. Hy praat aangaande die eindtyd, hy sê, en mense se harte beswyk van vrees, en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskit word. Hoor jy daai gedagte wat ek vir jou wil laat? Mense se harte sal beswyk as gevolg van vrees, van angstigheid. Mense kan net nie meer die druk vat nie. Mense kan nie meer die onsekerheid vat nie. Mense kan nie in 'n land bly van onsekerheid en van geweld en waar jy verwerp word nie, waar jy nie tuis voel nie. Hallo, hoe voel dit daar in jou huwelik? Hoe voel dit daar in jou familie selfs, daar by jou werk? Mense, die vrees vir mense. Ag, en miskien moet ons mekaar sien, ek spring nie weg daaroor oor die toekoms se vrees nie, maar miskien is daar 'n reus, 'n groot opponent wat voor jou lê. Daai vrees, hoe kan versiekte? Wat sal my uitslag wees? Wat hou my toekoms in as ek nou so voel? Waar gaan ek wees eendag? Waar gaan ek wees oor 5 jaar op my gesondheid? Dag, wat sal ek en jy weet? My boetie, my sussie, wat gebeur oor 'n dag? Miskien sê vir my, ja, is my gesondheid, ek moet aandag gee daaraan. Hy's 'n geweldige opponent vir my. Hy's soos 'n Goliat. Miskien is daar nog 'n opponent wat daar in die swaar gewig kategorie teenoor jou kom staan en dit is skuld. Nee, daai skuld wat ek aangegaan het. Nou ja, daai kredietkaart, kan dit wees, my oortrokke fasiliteit. Miskien is dit my tweede verband, miskien jou derde verband, ek weet nie wat jy gedoen het nie, maar daai reus van skuld, weet wat, ek kan hom net nie afbetaal nie, ek kan hom net nie klaar kry nie. En nou wil ek jou sê, ek wil nie praat oor dit nie, want as jy skuld gaan, betaal jou skuld, maak 'n reëling, gaan kry hulp en sê vir mense, hoor jy, help vir my, hoe gaan ek hierdie skuld bestuur? Maar dis nie wat ek met jou wil gesels. Ek wil met jou gesels oor 'n skuld. Miskien is jy iemand verskuldig. Vergifnis. Miskien skuld jy iemand vergifnis. Miskien skuld jy iemand 'n besoek, 'n oproep, om net te gaan sê, weet jy wat, ek vergewe jou, my boetie, my sussie, ek vergewe jou, wie dit ook al mag wees. Miskien is daar iemand anderste wat jou moet kom vergewe, en vir wie jy moet vryspreek, en te sê, weet jy, ek vergewe jou. Miskien is daar iemand anderste wat jy nie kan en wil vergewe nie, dan is jy skuldig. Ek praat nie van die daaglikse skuld nie, dit moet ek en jy gaan uitsorteer met die Here, want weet jy wat, ongelukkig is daar die daaglikse skuld, die algemene skuld jy so vashou, kan God nie eens met jou praat oor 'n offergawe, 'n tiende, 'n saai, en net te gee en 'n bles vir sy koninkryk nie. So hoe gemaak ek en jy, sê die Bybel. Die Bybel sê so duidelik, hy sê, Romeine 13:7, betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê.
Nou ek verlaat jou daar op die gedagte, behalwe om iemand lief te hê. Nou ja, geniet die musiek en ons gesels verder oor hierdie gedagte boks bo jou gewigsklas. Ek is so bly het ingeskakel gebly. Luister, dis Pitstop met God saam met my Dominee Willie Henning van die Agape gemeente daar in Potchefstroom. Ons het gesels oor vrees en toe het ons gepraat oor skuld, daardie groot reus, daardie groot opponent in die bokskruit van die lewe. Miskien voel jy dis te erg. Nou nog enetjie wat ek met jou wil bysit is daar die reus van ontmoediging of depressie of swartgalligheid. Pas op vir hom. Nou daai reus, daai groot reus, daai opponent wat sy soos 'n brombeer hier voor jou staan van 'n reus van ontmoediging. Die jaar is te veel. Die jaar sien ek nie voor kans nie. Ek sien nie kans vir die toekoms nie. Maar baie keer dan vind ek daardie leiers selfs van depressie kan wees as gevolg van verwerping. Ander kere dink ek mense kan ly as gevolg daarvan uitputting, né? Jy's net moeg, jy's kaste toe, jou moeg is moeg. As ek so kan sê, het jy al gedink daaraan, selfs Elia na die berg van Karmel, daar waar hy die Baalpriesters uitgesorteer het en toe het Jezebel gesê, ek soek jou lewe, dan vind jy Elia so moeg, dat die Here vir hom sê, hoorie, slaap en eet, en gaan rus, gaan slaap en eet. Luister, kyk na jouself, kyk asseblief na jouself, kyk na jou liggaam, kyk wat jy doen, wat jy eet, en weerstaan hierdie ongeweldige groot reus, kan ek sê, geweldige groot opponent, daar aan die ander kant van die kruit van uitputting, uitbranding. Weet jy wat, ek vind baie mense word geestelik so moeg. Party sal sê, ja, maar ek het 'n ineenstorting gehad. Party sê, weet jy wat, ek het net heeltemal die klits kwyt geword. Ek weet nie wat se naam jy hom gee nie, maar pas op vir uitputting. Dan is daar 'n ander een, 'n teleurstelling. Teleurstellings in jouself. Daai dinge wat jy jouself beloof het, jy sal bereik en gaan doen en gaan wees, gaan word, en dan is dit nou nie so nie. En die teleurstelling dat ek kon nie en ek het nie en. Wat 'n ongelooflike teleurstelling in jouself. Was jy al daar? Daai kere wat jy sommer net wil opgee, papa, mamma, teleurstelling in jouself, papa, jy is nie die beste pa nie, nie die beste ma nie, kon nie die beste gee vir my kind nie. Was jy al daar? Kon nie voorsien nie, kon nie. Ag, ek hoor jou, miskien praat ek jou na, miskien sê jy vir my, ja, Dominee, dis presies waar ek nou is. Teleurstellings in jouself. Hoekom het ek nie? Plaas is dit maar daai verwyte. Onafgehandelde sake. Weet jy, dit bly soos 'n berg. As jy weet jy moet dinge afhandel en jy handel dit nie af nie. Dinge wat al lank by die Here se voete gelaat moes geword het, die draai jy nog steeds besig. Jy dra dit rond, jy is besig daarmee en jy bedink dit en top daaroor. Die hele tyd terwyl jy dink daaraan, miskien is dit onvergewensgesindheid, iets traumaties wat gebeur het in jou lewe. Miskien is dit lank gelede, miskien is dit sommer nou onlangs wat mense jou te nagekom het en jou seer gemaak het. Dan liggaamlike ongesteldheid, ons is nou so gevat daaraan van 'n diagnose van jou gesondheid, van siekte. Wat se vyand is daar? Wat se opponent is daar wat so groot is? 'n Wanbalans, kan ons gesels daaroor oor die lig, 'n wanbalans van jou hormone. Is dit geldig as ons daaroor gesels? Ag, en ek wil nie dit spesifiek daar by die vrouens se voete gaan laat nie, maar manne, ek en jy moet wysheid en insig met die vrouens omgaan, want ons verstaan. Daar is skommelinge wat plaasvind, daar is fases wat hulle ingaan, en dan wil ek jou sê, dan gaan dit nie oor hulle geestelikheid nie, hulle kan net nie help nie, daar is hormone. En wat gemaak? Party kry dit baie erg, party kry dit lig, en kan ons dit maar sê, menopause, kan ons dit noem nie op die lig, en verskoon my as jy sê, dis nie van pas nie, maar ek wil jou sê, dank die Vader, dat op 'n tyd een kamp het 'n vrou daaroor gepraat, en ek het geluister, en toe sê ek, maar Here, prys die Here, want dit was 'n geweldige stryd vir my vrou, wat naderhand gedink het, sy is nie meer geestelik nie, hoekom, en daar's niks lelik of snaaks, wat ek nou vir jou kan sê, ja, iets buite mate nie, het gebeur nie, maar sy het net gevoel, sy's bietjie krapperig, en sy's bietjie prikkelbaar, en sy's bietjie kort af, en sovoorts. So wat maak jy? Is dit die van die Here af? Is jou geestelikheid in gedrang, jou verhouding met die Here? Of kan mens eerlikwaar gaan sê, maar die liggaam, daar gebeur iets met die liggaam, en is dit vir jou reus? Is dit vir jou geweldige opponent, en jy kry net die oorwinning nie, gaan sien iemand, gaan vra raad, en vertrou die Here, en sê, Here, hier's ek,
Siekte en pyn is net so. Siekte en pyn is 'n geweldige vyand. Ek nou jou sê, pas op vir pyn, want dit verander jou karakter. Verlies van geliefdes. Hierdie sê ek nou vir jou is 'n geweldige opponent. Want die dood staan vir jou en vir my reg om elke draai. En so ook vir daardie wat ons voor lief is. Maar ja, die verlies van 'n geliefde, dis traumaties. Dit sal jou 'n potshot gee. Ek sê nou vir baie keer slaan hulle mense plat. En baie mense staan net nooit meer op nie. Maar ek wil jou hê, gaan daar na die hoek toe, daar in jou bokskruit en sê, Here, as u by my is u nog steeds die coaches wat hier langs aan met my praat en sê, hoor, staan op, moenie opgee nie. Die count was nog nie tot 10 nie, dan moet jy terugklim en dan gaan veg ons voor. En dan vertrou ons die Here dat daar heling sal kom en dit sal herstel en genesing kan kom. Dat die Here jou sal deurdra deur daai tyd van smart en van pyn, van die verlies van 'n geliefde. Miskien moet jy sê as gevolg van die verlies van werk, verlies van vertroue. Tog, jy kan mense nie meer vertrou nie. Dit al met jou gebeur waar mense jou nie meer kan vertrou nie en jy hulle nie. Vertroue, wat maak jy as vertroue geskend is? Hoe bou jy weer aan daardie verhouding? Dit is moeilik, dit gebeur net nie. Mense sê, weet wat, dit is so geweldig, ek vertrou niemand nie, nou onttrek ek my, nou raak ek 'n kluisenaar. Ek gaan sit maar eerder aan een kant, en natuurlik die foon help ons daarmee, die foon en die sosiale media, ons kan so maklik gaan sit en ons wonde lek en murmureer en beklaag, verlies aan vertroue. Nog 'n reus vir my dink ek is die selfsugtigheid. Ek kan nie, gaan nie, sal nie buig voor die Here nie, want ek is tot alles toe in staat deur myself, kan ek dit so sê? Geweldige stelling, maar daar is soveel mense, hulle is reusagtig, hulle ego is so groot, ek wil amper dink, hulle is hulle grootste vyand. Want weet jy wat, dit gaan nie oor dat jy nie iets bereik en iets word en 'n naam het nie, dit gaan nie daaroor nie, maar weet jy wat, baie keer is jy so groot vir jouself, jy is te groot vir God. Jy kan nie kom by 'n plekkie om te sien dat ek God waarlik nodig het nie, dat ek vergifnis nodig het nie, dat ek nodig het om in 'n verhouding met die Here te tree, want jy is so groot. Jy kan nie sien, jy het redding nodig nie, en jy kan ook nie sien die gevaar wat daar is, juis omdat jy so groot is en jou ego so groot is. En dan het jy nie 'n verlosser nodig nie, hoe tragies. Ek het ook hier geskryf, onopgeloste skuldgevoelens. Daai dinge waaroor jy skuldig is, waaroor is jy skuldig wat jy nog nie vir die Here gegee het nie? Miskien is dit daai ding wat jy al gegee het, jy het nog nie daaroor gekom nie. Is dit dalk so iets? Miskien is daar selfsugtigheid en onopgeloste skuldgevoelens. Nou kan ek jou vra, hoe lyk daar die geveg daar in jou kruit tans? Is daar so oorwinning? Is daar neerlag? Wat sê jy vir my sê? Ja, dominee, dis so moeilik om te sê. Ek wil so graag meer wees as 'n oorwinnaar deur Christus wat my die krag gee, maar ek kry pak sla. Is vir my beter om buitekant die kruit te wees. Is dit nie so? Dis maak my so. Is beter om 'n toeskouer te wees. Ons het so baie ons het mos baie kennis. En ons weet van beter as ons buitekant die bokskruit is en ons kan alles sien en waarneem. Maar wanneer jy die stryd binne in die bokskruit moet meemaak, dan raak dit vir soveel mense te veel. Wat sê Dawid? Het hy gesê, ek kom teen jou in die naam van die Here. En ek wil vir jou bemoedig en sê, luister, as jy voel, jy spring weg hierdie jaar, en jy sê, dis te veel. Ek sien nie nog kans vir nog 'n jaar nie. Ek wil nie nog weer pak slaag kry nie. Ek is nou al gemishandel in die bokskruit van die lewe. Here, hoekom is dit so? Hoekom is u aspres met my dat u my altyd sit teen 'n groter opponent? Is daar iets wat ek moet leer? Moet ek kom by daai plek om net te kan sê, Here, ek gaan nou finaal oorgee aan u. Hierdie geveg is nie my geveg nie. Hierdie geveg is u geveg. En ja, as ons kyk na Dawid, dan sien ons Dawid het gegaan in geloof, en ek wil jou opwek daar in jou binneste om te sê, sal jy kom by 'n plek en sê, Here, hierdie jaar gaan ek nie vrees nie, hierdie jaar gaan ek God vertrou. Ek gaan dit begin glo, ek gaan u opsoek in u woord, ek gaan u beloftes naspeur en ek gaan dit opsoek en ek gaan dit myne maak. En Here, hierdie jaar
gaan ek my beste gee vir u. Nou ek wil met jou graag gesels as ons weer praat oor Gideon. Gideon was nog so enetjie, het hom nou net so genoem by die inlei van hierdie gedagte om te sê, die boks bokant jou gewigsklas. Nou Gideon was so ene om te kan sê, weet jy wat Gideon, wat het jy voorgestaan? En hoe was daar die pak slaag wat jy ontvang het, of het jy nie 'n pak slaag ontvang nie? Nou ek moet jou groet van my kant af, tot volgende keer, blessings.